Welkom terug. So dit is wonderlik om julle almal te sien. Maar vandag eers kom ons aan die einde van ons reeks wat ons noem briewe aan die kerk, wat ons kyk na hierdie gedeelte in Openbaring. So kom ek bid vir ons en dan gaan ons in die woord van die Here ook induik. Here, baie dankie. Dankie vir die groot voorreg wat ons kan hê om in die naam van Jesus by mekaar te kan kom. Party van ons is hier, party van ons is in Pietersburg, party in Smithfield, party in Kroonstad, party reg oor die wêreld. Dankie dat U oral is. U is die groot ek is. Dankie vir wat U doen binne in ons gemeente ook. Here, ek wil spesifiek met vandag se boodskap wil ek kom vra dat U ons oë op 'n besonderse manier sal oopmaak. Dat ons sal sien soos wat U sien en nie soos wat ons sien nie. Nie soos wat ons interpreteer nie soos wat ons dink nie, maar soos wat U werklik sien. En dat U deur die Gees sal wys en sal praat en dat ons in U rigting sal loop. Dat ons die uitnodiging wat U op die tafel sit vir elkeen van ons, dat ons sal volg, dat ons agter U sal aanloop in gehoorsaamheid, sal doen dit wat U vir ons vra, dat ons stappe van gehoorsaamheid sal neem, dat ons volgende stappe sal neem, dat ons gehoorsaam sal wees aan wat U vra. En meer as dit, Here, kom vra ek ook dat ons bruikbaar sal wees vir U koninkryk. Dat ons getuies sal wees, dat ons boodskappers sal wees in ons wêreld, in ons stad, in ons streke, in ons wêreld, juis oor wie U is, en juis oor wat U gedoen het. En so Heilige Gees, ek kom vra weer, help ons om te sien, soos wat U sien. Maak ons oë oop om wonderlike dinge in die woord te sien, maak ons oë oop om die liefde wat U het vir ons te sien, maak ons oë oop te sien, dit waar ons afdwaal, en U ons terugbring op die regte pad. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. So die afgelope 7 weke, en vir hierdie is week 8, het ons hierdie gedeelte, Openbaring 1, Openbaring 2, Openbaring 3 bestudeer. En Jesus gee hierdie openbaring van homself en van 'n klomp dinge aan Johannes, die apostel Johannes, sy volgeling, sy disipel Johannes. In die eerste hoofstuk sien Johannes vir Jesus wie hy is en sy grootheid, en dan sê Jesus vir hom, luister, ek wil hê jy moet briewe stuur, 7 briewe stuur aan hierdie 7 kerke. En hierdie 7 kerke, Johannes is op die eiland Patmos, juis omdat hy vertel van Jesus, juis omdat hy 'n goeie, getroue en ware getuie van Jesus en sy opstanding is. En vandag se boodskap is daai baie belangrik. En hy is op hierdie eiland Patmos en dan gebeur al hierdie, en dis hierdie 7 kerke en dis eintlik soos 'n posroete gewees, wat al vir elkeen 'n brief geskryf is. En in al hierdie briewe word dit geadresseer aan 'n spesifieke kerk. Jesus gee 'n eienskap of 'n karaktereienskap van hom wat aangehaal word uit hoofstuk 1 uit. En is elke keer baie spesifiek wat nodig is vir wat in die kerk aangaan. En dan sê, luister, onthou ek het dit gesê, hier is wat nodig is. Of dit nou is dat hulle die regte ding doen of hulle die verkeerde ding doen, wil Jesus hulle herinner aan wie hy is en dat hulle sal gehoorsaam wees aan hom. En die hele hart van al hierdie briewe, vir 5 van hierdie briewe sê hy, het hy goeie goed te sê en vir ander het hy slegte dinge sê. Vandag het hy niks goed te sê vir die Laodicea nie. En elke keer wat hy praat, is dit juist sodat hulle goeie getuies sal wees. Juist sodat hulle die invloed wat hy vir hulle gee, binne in hulle wêreld, binne in hulle stad, binne in die mense waar hulle self bevind, dat hulle sal getuig en goeie boodskappers sal wees. En hierdie gaan ek oor en oor sê, en jy gaan moeg word vir dit, maar dis die hart van God. Elkeen van sy kinders is 'n boodskapper. Elkeen moet gaan en disippels maak. Elkeen moet vertel van Jesus Christus, want God wil hê elkeen moet hoor. En daarom skryf hy hierdie dinge vir die kerke, en is baie spesifiek vir die kerke, maar aan die einde van al hierdie briewe is daar algemene beginsels, wat hy sê, luister, al die gemeentes moet luister, nie net hierdie gemeente nie. En ons is ook 'n gemeente, en daarom is daar beginsels binne in hierdie briewe ook wat ons kan toepas, en wat ons moet doen. En wanneer die Heilige Gees vir jou spesifieke dinge wys, sê, wel, daai is ek, dan gee Jesus elke keer iets wat jy moet doen, as jy sukkel met hierdie ding. Nou vandag gaan ons kyk na Laodicea, en ek wil net vir jou so half 'n konteks gee, so Laodicea lê omtrent so 160 km oos van Efese. En daar het 'n pad, 'n Romeinse pad van Efese reg deur Laodicea gegaan na Asië toe. En dit het gemaak dat baie dinge in Laodicea bymekaar gekom het. Dit het gemaak dat dit 'n baie ryk stad was. Dit het gemaak dat daar markte is en alle dinge, besigheid wat daar gebeur. Inteendeel, Laodicea was eintlik die bank en die finansiële hoofstad van hierdie omgewing.
Hulle het 'n baie bekende mediese skool gehad wat 'n oogsalf of geproduseer het of versprei het en ook 'n oorsalf wat genesing gebring het vir allerlei oogkwale. Hulle het ook baie gladde, suiwer, swart wol wat hulle geproduseer het vir die tekstielindustrie en hulle was bekend daarvoor gewees. Daar was allerlei markte daar gewees. Daar's met opgrawings het hulle 2 teaters gekry aan al weerskante van die stad. Een kan 8000 mense sit, die ander een kan 12000 mense sit. Een van die 3 grootste stadions van die Romeinse Ryk was binne in Laodicea gewees. Daar's historikuste wat geskryf het op 'n stadium met 'n aardbewing Laodicea eintlik verwoes en toe daar eintlik hierdie rampfonds is wat Rome wou bring, toe sê hulle, toe maar ons het dit. Ons het genoeg geld om dit self te doen, ons het nie julle rampfonds nodig nie. Dis hoe ryk hulle was. En alhoewel hulle al hierdie hulpbronne gehad het hulle nie goeie water gehad nie. Hulle het nie goeie waterbronne gehad nie. Inteendeel, die opgrawings wys dat daar baie sediment binne in hierdie water was, so daar was heel moontlike smaak. Nou, omtrent 10 kilometer bo Laodicea was Hierapolis gewees, wat bekend was vir warmwaterbronne. En hierdie warmwaterbronne het medisinale effek gehad, mense is genees as gevolg van dit, en dan na die suide was Kolosse gewees, en Kolosse was so 16 na 20 kilometer weg, wat bekend was vir sy baie suiwer koue water. En omdat Laodicea nie sy eie goeie water gehad het nie, het hulle letterlik pype gebou, ondergrondse pype gebou, wat van Kolosse afloop soontoe en van Hierapolis geloop het. Maar nog steeds was daar altyd hierdie amper gekla en gemoun oor die kwaliteit van die water wat gevind is in Laodicea. En hulle het selfs met hierdie tekort van water, het hulle 3 badkomplekse gehad, wat die kerk van Laodicea spesifiek, was ook, daar's actually opgrawings van die kerk. Hierdie is die voorkant van die kerk wat daar is, hier is 'n foto van die doopbad wat daar is in Laodicea, wat hulle ontdek het in die vorm van 'n kruis, en so die kerk was deel van hierdie samelewing, en daar was selfs geld binne in hierdie kerk gewees. Party ouens dink dat Epaphras het dalk dit begin, en in die brief wat ons het van Kolossense, word daar spesifiek geskryf dat hierdie brief moet ook gestuur word vir die gemeente in Laodicea. En dan word gepraat oor al hierdie verskillende plekke, en dan staan daar spesifiek in Kolossense 4, dat die brief wat vir Laodicea gestuur is, van Paulus af, moet dan ook na Kolosse toe gestuur word. Nou, baie mense wonder, dit is 'n brief wat ons nie het nie, maar baie ouens dink dat dit is dalk die brief Efesiërs wat ons vandag het, wat eintlik ook aangestuur moet word. So, oor en oor lees jy van hierdie dorp, en dan, in hierdie openbaring, skryf Jesus spesifiek vir hierdie gemeente. En hy sê, skryf aan die boodskapper van die gemeente in Laodicea, en hier's wat hy dan sê, hier's die karaktereienskap wat hy aanhaal uit Openbaring 1 vers 5, hy sê, dit sê die Amen, die getroue en ware getuie. Nou, ek moet 'n oomblik stil staan met hierdie vers, want wat hier gebeur is, as jy 'n bietjie van 'n Bybelnerd soos ek is, dan is daar baie dik kommentaar geskryf net oor hierdie vers eintlik. Dit is bladsye wat iets wil verduidelik wat hier gebeur. En ek wil hê jy moet dit nie mis nie, want die gevaar is dat jy wat in kerk groot geword het, dalk al so baie sekere verse uit hierdie gedeelte gehoor het, dat jy net gaan na jou interpretering en dat jy mis wat eintlik hier gebeur. So hy begin, hy sê, ek is die Amen, en dit is Hebreëus om te sê, you can count on it. Jy kan seker wees daarvan. Die beloftes van God staan vas, en Amen en getroue en ware getuie is eintlik oorvleuel met mekaar, hulle is nie heeltemal apart nie. En dis om te sê, luister, die beloftes van God is waar. En nou hier's waar die ding inkom. Daar's verskriklike lyne wat getrek word na Jesaja toe in die Ou Testament. En spesifiek in hierdie gedeelte na Jesaja 65, waar God jy sê dat Israel moet getuies wees tussen hierdie ongelowiges, dat daar is net een God. En binne daai selfde gedeelte maak God die belofte dat ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, in Jesaja al. En dan kom hy en sê, luister, onthou, ek is die Amen op hierdie beloftes, dis wie ek is, dis wat ek doen. En ek wil julle moet weet, Jesus het ook gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus sê, die waarheid sal julle vrymaak. En Jesus gaan waarheid bring oor hulle geestelike kondisie, en hulle is nie heeltemal reg om dit te hoor nie, omdat hulle self nie so sien nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs, as hy skryf vir Jesus, want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons, dit is ek en Silvanus en Timoteus aan julle verkondig het, en kyk baie mooi, hulle verkondig Jesus, die opgestane Jesus, hulle is getroue getuies. Hy is nie net ja en nee tegelyk nie, hy is die ja van God. Hy is die ja op sy beloftes, die ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarom Amen sê.
So Jesus begin en sê, luister, ek is die amen en die getrou en ware getuie. En dan sê hy die volgende, die begin van God se skepping. Nou baie kulte vat hierdie vers en sê, sien, Jesus is ook geskape. Hy was net 'n mens gewees. Dis nie wat hierdie beteken nie. Dit verwys nie na die eerste skepping, dat Jesus skep en toe die res nie. Nee, dit wys dat hy is die begin. Hy het ingehuldig die nuwe skepping, die opgestaan, toe hy het opgestaan uit die dood, want dis die verwysing na hoofstuk 1 vers 5 toe, dat hy het opgestaan en 'n nuwe bedeling het in plek getree. Iets nuuts het begin, en hy is die waarheid, die heerskappy, die krag binne in hierdie. Hy is die bron van dit. Die begin van God se skepping, hierdie nuwe lewe wat moontlik is in Jesus, hierdie nuwe manier hoe daar verhouding met God en mense gebou word. En weer eens, dit wys terug na Kolossense, die brief wat ook in Laodicea gelees is. Hoofstuk 1 vers 15 sê, die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. En dan vers 18 wat sê, hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Dit het by hom begin. Hy is die eerste, die een wat uit die dood uit opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal kan inneem. En dis wat hy sê, en Jesus kom en hy sê, luister, dis wie ek is, en dis wie met julle praat hier in Laodicea. En ek wil vir julle sekere dinge sê. En dan begin hy, dan sê hy, ek ken jou dade. En dis die een wat waarheid praat, die een wat waarheid is, die amen, die getrou getuie. As hy sê, ek ken jou dade, dan moet jy weet, hy weet. Hy weet alles. Daar's niks wat jy vir hom kan wegsteek nie. En hierdie dade, in die konteks, elke keer het Jesus 'n openbaring gegee vir wat die probleem is. Hy sê, ek ken jou dade, en hierdie dade wys spesifiek dan, na hoe hulle getuig van Jesus, van sy koninkryk, binne in hulle samelewing. Hy sê, ek ken jou dade. En dan hierdie bekende vers, en ek wil dit verduidelik, sodat ons net inval in wat ons dalk weet nie, dat jy nog koud, nog warm is. Was jy nou maar koud of warm? Maar omdat jy lou warm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond spoeg, en spoeg beteken ook opgooi. Nou, ek wil hier verduidelik, want die gevaar is, as jy groot geword het in kerk, het jy heel moeilik al hierdie versie gehoor. En jy het heel moeilik jou eie interpretering van dit, of iemand het vir jou interpretering gegee. En die fout wat gewoonlik gemaak word met hierdie interpretering, is dat Jesus sê, jy is nie warm nie, jy is nie aan die brand vir die Here nie, en as jy koud is, gee net glad nie om oor God nie. En Jesus sê, luister, was jy eerder aan die brand van die Here, of was jy net eerder jou rug op my gedraai, dis beter as lou warm. Dis nie die waarheid nie. Daar gaan nêrens wees wat Jesus sê, luister, is beter dat jou rug op my draai, as wat jy net lou warm is. Glad nie. Jesus het kom om te soek en te red die wat verlore is. Die hele missie is van hierdie konteks is om te getuig teenoor mense wat hom nie ken nie, sodat hulle na hom toe sal kom. Dis in hierdie konteks van die wateropset van Laodicea, wat sê, luister, net soos julle kla oor julle water, so wil ek kla oor julle geestelike toestand. Die warm water van die warm waterbronne het medisinale eienskappe gehad en het genesing gebring. En julle bring geen genesing geestelik vir julle omgewing nie. En dan ook bring julle nie lewegewende water soos wat ons uit Kolosse gekry het, hierdie yskoue water wat verfrissing gebring. Julle bring ook nie eens dit vir hierdie samelewing nie. Met ander woorde, julle is nie bruikbaar vir my koninkryk binne in julle omgewing op hierdie stadium nie. Julle bring nie genesing nie, julle bring nie hoop nie, en julle bring nie verfrissing nie. En julle dink dat omdat dit so goed gaan met die stad, en omdat dit goed gaan met almal, en omdat almal niks nodig het nie, dat julle nie julle rol vervul as ambassadeurs en boodskappers van my binne in julle omgewing, vir hierdie mense wat alles reeds het nie. En hy sê, soos wat julle kla oor julle water, en julle dit wil uitspoeg, so voel ek geestelik oor julle. So kom ons stop net vir 'n oomblik. Ek dink die brief van Laodicea is dalk 'n brief wat baie sterk lyne trek, ook na die kerk in die weste. Waarvan ons deel is. En miskien wil ek die vraag vra, en ek wil die vraag so vra, hoe bruikbaar is jy tans vir Christus en sy koninkryk? Nie 4 jaar terug nie, tans. As Jesus vandag na jou lewe moet kyk, dat die manier hoe jy getuig, die manier hoe jy jou lewe leef, hoe bruikbaar is jy tans vir sy koninkryk? Is jy warm en bring genesing? Is jy koud en bring lewegewing en verfrissing? Of wil Jesus sê, luister, waarmee is jy besig? Hoe bruikbaar is jy by jou werk vir sy koninkryk? Hoe bruikbaar is jy vir sy werk, vir sy koninkryk in jou familie, in jou vriendekring,
In jou wêreld, in Bloemfontein, Pietersburg, Smithfield, Kroonstad, waar ook al in die wêreld is, hoe bruikbaar is jy tans vir sy koninkryk? En ek dink dis 'n vraag waarmee ons moet sit. En ons moet evalueer. En ons moet eerlik wees met ons mekaar. En dan gee Jesus, wil hy sê, luister hier, hy haal aan wat hulle sê, hoe hulle self evalueer. Hy sê, omdat jy sê, ek is ryk, ek het skatryk geword, ek het aan, en hier is die eindelike ding, aan niks gebrek nie. En luister baie mooi, die probleem van hierdie kerk is nie die geld nie. Die probleem van hierdie kerk is dat in die gemak, en in die feit dat het hulle die kultuurse waardes aangeneem, wat sê, ons het niemand anders nodig nie, ons het niks nodig nie, en hierdie kerk spesifiek het sê, ons het nie eers die Here nodig nie. We've got this. Dis van die gevaarlikste woorde wat jy kan sê oor jou lewe. Ek het dit. Ek het dit. En hulle mis dat hy is nie eens daar nie. Hy sê, so dis hoe julle dink oor julle self? Kom ek gee vir julle die waarheid oor hoe julle geestelike toestand eintlik is. Hy sê, julle besef nie, en kyk die woorde wat hy gebruik, dat julle is elendig, bejammerenswaardig, brandarm, blind en naak is nie. Julle is bejammerenswaardig, alhoewel julle almal dink soos, wow, dis die stad waar almal wil bly. Wow, dis eintlik die plek waar ons wil gaan. Julle is brandarm, alhoewel julle genoeg geld het om alles te doen en weer die stad te bou en oor te doen, geestelik is julle brandarm. Van die ander gemeentes het hy gesê, julle is arm, maar julle is geestelik ryk. Hier sê hy, luister, geestelik is julle brandarm. Julle is blind, julle is bekend vir hierdie salf wat julle het in julle stad en wat dit genesing bring, maar geestelik is julle blind. Julle het hierdie tekstielindustrie met hierdie bekende swart gladde wol, maar geestelik is julle naak. So wat hulle sien en wat God sien is nie dieselfde nie. En die gevaar is in my en jou lewe, dat wat ons dink van ons geestelike lewe en wat hy sien nie dieselfde is nie. Paulus skryf so in 2 Korintiërs, hy sê, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, die geestelike dinge. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. En Jesus sê, luister, ek fokus op die onsigbare dinge, die ewige dinge, die geestelike dinge. Julle evalueer, gebaseer op wat fisies gebeur, en julle mis dit. 2 Korintiërs 13, ek wil vir julle die message parafrase lees, is daar hierdie vers wat sê, ons moet ons self toets. 2 Korintiërs 13:5 sê, test yourselves. En dit sê, jouself, nie ander mense nie. Ons is geneig om die Bybel te vat, so, kyk wat doen die bier alweer, kan nie glo nie, ja, prys die Here, ons is beter as hulle. Nee, toets yourself, gebruik dit as 'n spieël. Wat gaan hier aan? Test yourselves to make sure you are solid in the faith. Don't drift along taking everything for granted. Dis wat in hierdie kerk gebeur, hulle het maar net saam met die gaan en hulle gedink alles is fine. Give yourselves regular check-ups. Hier is 'n opdrag in die Bybel wat ons moet doen. Soos wat jy dokter toe gaan, jy gaan vir 'n check-up en hulle kyk jou bloeddruk en hulle kyk jou suiker en hulle doen al hierdie verskillende syfers wat 'n idee gee waar jy is, fisies. Sê God, jy moet dit geestelik doen. You need first-hand evidence, not mere hearsay that Jesus Christ is in you. Wat bewyse het jy op die oomblik in jou lewe dat jy bruikbaar is vir die koninkryk van God en dat jy aan die brand is vir die Here? Test it out. And if you fail the test, do something about it. Wanneer die diagnose is, jy is nie waar jy moet wees nie, hier's die kans, doen iets aan. En in hierdie brief van Laodicea gaan Jesus ook vir hulle kans gee om iets te doen. So, hier's die ding, het is maklik om hierdie vers te lees, so kom ons raak persoonlik. Kom ek vra 'n paar vrae. En my vraag is nie, die doel van hierdie vraag is nie om oordeel te gee nie. Dit is om te evalueer, waar is ons? So hier is die eerste vraag. Het jy 'n ryk gebedslewe en persoonlike stiltyd wat maak dat jy naby aan Jesus is en nog nader aan hom wil wees en groei in jou verhouding met hom? Tans in jou lewe. Hoe lyk dit tans in jou lewe? Tweede vraag. Weet jy wat is jou geestelike gawes wat die Heilige Gees vir jou gee? En dalk die beter vraag is, waar gebruik jy dit op die oomblik om mense in die liggaam van Christus te dien? Weet jy wat dit is? En waar gebruik jy dit tans? Dis een ding om te weet wat dit is. Dis 'n ander ding om dit te gebruik, heiliglik. Hoe lyk dit? En ek wil jy met elke keer vir jou half 'n punt uit 10 gee. Weer eens, dis om net te evalueer waar is ons, want die Bybel sê, ons moet dit doen. Indien jy ouer is, demonstreer jy jou afhanklikheid van God aan jou kinders. Dit is maklik om te sê, ja, waar het hulle dit onlangs gesien? Wat sou jou kinders sê is, daai is 'n goeie voorbeeld, dat my pa en my ma afhanklik leef van die Here. Indien jy getroud is,
Dien jy jou eggenoot? En leef jy jou rol uit soos God dit gegee het? Leef jy 'n lewe van bekering en sondebelydenis? Vra jy God om jou te vergewe en vir sy krag om jou te verander? Or are you only drifting along? Laaste een dalk, groei jou hart vir verlore mense en soek jy geleenthede om na hulle uit te reik. Gee jy nog om oor mense wat nie vir Jesus ken nie en op pad is hel toe. Breek dit nog jou hart? En soek jy vir geleenthede om iets te doen. Ons het direk terug het ons 'n reeks gedoen elkeen. Dalk was jy nog hier nie, dalk was jy gewees. En ek sê, hier's wat ek wil hê, elkeen moet wees vir iemand. Wie is jou een meer? Wie is daai persoon wat naby jou is, maar ver van die Here is? En ek sê, bid elke dag vir jou een meer. Bid jy nog vir jou een meer? Elkeen moet iets doen. Wat is dit wat jy kan doen? Jou gawes, jou talente wat jy kan dien, sodat mense die liefde van God kan sien. Doen jy nog iets? Wat is jou iewers? Wat is die plekke waarvoor jy bid? Bid jy nog, baie van julle het julle, daar agter het julle name opgesê, ek gaan bid vir my straat. Bid jy nog vir jou straat? En by the way, daar is so 'n QR-code op jou raamwerk, gaan scan dit. Ons het al daai kaartjies gevat wat daar is en die wat wie se handskrif ons kon lees, kom ons sê dit by en ons het dit op 'n elektroniese kaart gaan sit. En ons het dit gaan plot en so jy kan daar gaan scan, dit vat jou na Google Map toe en jy kan sien of daar 'n pin is by jou straat. As jy nie daar is nie, daar's 'n e-mailadres, stuur dit en ons sit dit graag vir jou by. Maar bid jy nog? Gee jy nog om? Of was dit 'n goeie reeks, ons het aangegaan en ons is nou hier. So Jesus sê, julle besef nie. Jy is elendig, bejammerenswaardig, brandarm, blind en naak nie. En nou gee hy die oplossing. Hy sê, hier's wat ek jou sal aanraai. Dis jou eintlike geestelike toestand, hier's wat ek vir jou sal voorstel. Ek raai jou aan om by my goud te koop, wat deur vuur gesuiwer is. En gesuiwerde goud was altyd nog 'n simbool van 'n lewe wat nie sonde in het nie. 'n Suiwer lewe. Hy sê, leef 'n suiwer lewe, sodat jy geestelik ryk kan wees. En kom koop by my wit klere, wat 'n kontras teenoor die swart wol klere, waarvoor hulle bekend is, sodat jy kan aantrek en die skaamte van jou naakheid nie sigbaar word nie. Kom trek, die Bybel praat van, dat ons die geregtigheid van Christus moet aantrek. Dat het gaan oor wat Jesus gedoen het, dat hy het ons sondes op hom geneem, aan die kruis betaal en ons het sy geregtigheid gekry. En ons kan dit aantrek en wanneer God na ons kyk, dan sien hy die geregtigheid van Christus. Hy sien ons in Jesus Christus. Nie omdat jy perfek is nie, maar omdat Jesus wat hy gedoen het perfek was. Dis dieselfde beeld van die verlore seun. Maar die pa kom, hy kom in sy veiligheid, hy's in 'n varkhok, hy besluit hy gaan terug na sy pa toe gaan en hy kom maar aan en hy het hierdie plan beding dat hy gaan werk sodat hy hierdie skuld kan afbetaal en sodat hy kan aanvaar word. En hy's veil en hy daag in sy veiligheid daarop en die pa kom en hy sien hom van ver en hy omhels hom in sy veiligheid. En hy sê vir hom, geef hom 'n kleed. Trek hy vir hom aan, heel moeilik was dit die pa se. Hy maak al sy skaamte en sy veiligheid toe. En hy wys op aanvaarding. Is my seun. En Jesus sê, kom kry dit by my. En dan sê hy, en salf, om aan jou oë te smeer, sodat jy kan sien. Die salf wat vir julle so bekend is in julle dorp, kan niks doen vir jou om jou te help sien wat geestelik aan die gang is nie. Kom kry by my. Die Bybel is vol daarvan, dat God mense se oë oopmaak om te sien. Die Emmausgangers, Jesus spandeer 'n hele dag saam met hulle, en op 'n stadium sê hy het hulle oë oopgemaak en toe sien hulle, dis Jesus. Psalm 119 sê, maak my oë oop dat ek wonderlike dinge in u woord kan sien. Efesiërs 1 bid Paulus, ek bid dat julle geestesoë sal verhelder word, sodat julle kan sien. Maar die fokus van hierdie hele vers is in die eerste sin. Ek raai jou aan om by my te kom koop. Dis by my wat dit is. Dis by my. Kom na my toe. Draai terug na my toe. Kom wees by my. Dis in my en by my wat alles is wat nodig is vir jou om geestelik bruikbaar te wees en geestelike lewe te hê. Ek wil hier vir jou lees, een kommentaar vra, maar hoe kan mense wat brandarm is iets kom koop by hom as hulle niks het nie? En weer eens is daar 'n verwysing na Jesaja toe. Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie. Kom, koop en eet, ja kom, sonder geld en sonder om te betaal. Dis die genade van God. Jy kan nie betaal vir jou sondes nie, hy het betaal vir dit. Jy kan nie werk vir sy aanvaarding nie, hy aanvaar jou reeds. En hy sê, kom na my toe. Dis by my, kom terug na my toe. Jesus het die hardste woorde vir die kerk. Hy het geen goeie woorde vir hulle te sê.
Jou ma het jou dalk geleer, as jy niks goed sê om te sê nie, bly jy stil. Jesus soos, ek gaan 'n afval sê, want julle moet dit hoor. Maar hoor mooi, wat is sy hart agter dit? Diegene wat ek lief het, berispe en te gek. Dis juis omdat hy lief is vir die kerk, dat hy vir hulle sê, hier is julle geestelike toestand, en daar's 'n oplossing, julle moet verander. Dan sê hy, wees dan ywerig, begin ywerig weer word, om te getuig van wat God gedoen het. Hoe is dit moontlik dat jy die genade van God kan beleef, en dat hy jou lewe verander, dat jy uit die duisternis in die lig gesit word, dat jy uit die koninkryk van die duister in die koninkryk van die seën gesit, sodat jy 'n nuwe identiteit het, dat jy in Christus is. Hoe is dit moontlik dat dit alles kan gebeur, en jy vir niemand sê van dit nie? Hoe is jy nie meer opgewonde oor dit nie? Hoe is die impak van wat God doen en wie hy is en hoe groot en die liefde wat hy het? Hoekom het dit nie meer effek vir jou? Raak weer ywerig. En dan bekeer jou. Bekeer beteken verander van gedagte. Loop in 'n ander rigting. Begin dit anders te doen. Hy gee vir hulle die uitnodiging. Julle weet nou wat's fout. Maar kom na my toe. Draai terug na my toe. Kom doen hierdie dinge. En dan hierdie bekende vers. Sê hy, kyk, ek staan by die deure en ek klop. Moenie hierdie mis nie. Hulle oortuiging of hulle evaluering van hulself is soos, dit gaan goed met ons. God seën ons. Alles gaan vorentoe. En Jesus sê, julle mis, ek staan buite die kerk. Ek staan buite. Ek sê binne nie. Julle dink ek's binne en is wonderlik. Dis nie julle aktiwiteite wat my inbring nie. Dis nie julle perfekte teologie wat my inbring nie. Dis nie julle geld wat my inbring nie. Dis nie julle geboue wat my inbring nie. Dis 'n persoonlike oorgawe wat bring. So hy praat met die kerk. En dan raak hy baie individueel en persoonlik. As iemand, een persoon, kan 'n groot verandering bring. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak. As iemand hoor en reg begin sien en reageer. As iemand hoor en daarop reageer, nie net so, dit was 'n wonderlike preek nie, prys die Here, ons gaan weer aan met ons lewe. Nee, iets doen. Sal ek ingaan na hom toe, wat 'n belofte. En ek gaan saam met hom eet. En hy saam met my. Dis 'n paar dinge wat jy moet nie mis nie. Hierdie is nie 'n verwysing na die groot bruilof eendag nie. Dat Jesus eendag gaan klop nie. Nee, dis vir nou en hier. Hy is besig om te klop. En hy klop. En hy sê, sal iemand hoor? Of is julle so besig met julle dinge dat julle nie hoor, ek is by die deur nie. Dis vir hier en nou. Hy praat met Christene. Kommentator sê, jy kan altyd kante toe gaan. Dalk is daar genoeg bewyse dat hierdie ouens gedink is by die Here, hulle is nie, hulle het net deur al die kerkaktiwiteite gaan, groot geword in 'n Christenhuis, elke Sondag gaan hulle kerk toe, hulle doen al die dinge, maar hulle is nooit by Jesus nie. En hy staan by die deur en sê, hallo, maak vir my oop. Die ander kant is dat hy praat met Christene, wat sy passie vir die Here net geval het, wat sy ywerigheid om te getuig binne in hulle wêreld van wie Jesus is, en hoop te bring in Jesus. En hy doen dit nie meer nie. En hy sê, maak op die deur. Ek klop. En dan is die ding wat hy sê, as jy oopmaak, sal ek inkom. Sien, Eerste Testament huise, as jy deur oopmaak het, was jy in die hele huis. Ons leef in soos, ook ons die voorportaal, as mense jou nou WhatsApp en sê, hoor, ons kom gou draai by maak. En jy soos, kyk hoe lyk hierdie huis. Dan gaan jy sekere areas baie mooi skoon maak. En jy gaan vir hulle sê, luister, jy kan hier wees, moet net nie in daai kamer gaan nie. En jy druk goeders in die kas en jy hoop iets val nie uit die kas uit nie en alles. En jy soos, moet net nie in daai gedeelte van die huis gaan nie, maar ons maak hier netjies en jy mag net hier kom. Sit gerus, wees welkom in hierdie deel van my skoonhuis. Okay? Maar hoe die huise daar gelyk het. As jy die deur oopgemaak het, die voordeur, dit was heel moontlik 'n een vertrek huis. En Jesus was in die hele huis. En die uitnodiging is, maak die deur oop vir jou hele lewe. Nooi jy hom uit na jou hele lewe toe. Jou werkslewe. Jou finansiële lewe. Jou huwelikslewe. Jou internet en app gebruik lewe. Jou tydsspandering. Hy sê, en dan wil ek saam met jou eet. En hierdie was heel moontlik die hoofmaaltyd van die dag, wat wys op intimiteit, en hy sê, ek wil naby jou wees. Wie oorwin?
En hier is die ding net. Oorwinning hier beteken dat hulle gaan al hierdie dinge wat hulle mee gecompromise het met hierdie wêreld, gaan hulle heel moontlik nou teenstand kry. Hulle gaan heel moontlik nie meer so gemaklik wees. Hulle gaan heel moontlik begin getuig van wie Christus is en die liefde en hulle gaan verwerp word. Maar hy sê, wie oorwin sal ek saam met my op my troon laat sit. Net soos wat ek ook oorwin het. En saam met my Vader op sy troon gesit het. Ek is 'n getroue getuie. Ek het alles gedoen wat die Vader vir my gesê het om te doen. Ek het getuig van hoe groot hy is en wie hy is en sy liefde vir mense, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe het. En ek het getuig van sy beloftes en van wie hy is en ek het alles gedoen. En as julle dit doen, kan julle deel in hierdie. Moenie hierdie mis nie. Hy het nou gesê, ek het julle al uitgespoeg nie. Hy sê, maar as julle aanhou op hierdie pad, gaan ek julle uitspoeg. Hier is nog 'n geleentheid om die deur oop te maak om te kom. Hier is nog die genade van nou kan iets verander. As julle my stem hoor, moenie wegdraai van dit. Luister as jy vandag die stem hoor. Luister as jy die klop hoor. Doen nou iets daaraan. Want as jy aanhou en nie iets doen nie, dan gaan ek jou uitspoeg. En gaan jy nie saam met my regeer nie. En gaan jy nie in my koninkryk wees nie. Laat die wat ore het, luister. Maar wat die Gees aan die gemeentes sê. Wat hoor jy vandag? Wat hoor jy, sit die Gees op jou hart? Wat se ding druk die Gees op jou hart? Hy sê luister. Die aan voor Jesus se kruisiging. Verduidelik 'n klomp goed vir sy disippels. En op pad na die tuin van Getsemane, waar hy gaan bid en bloed gaan sweet oor dat hy weet wat kom, waar hy gearresteer gaan word, waarna hy verhoor gaan word en vals aangekla gaan word. En waar hy op die einde aan 'n kruis sou sterf. En betaal hy vir die sondes van jou en van my en van die wêreld. Op pad soontoe. Loop heel moontlik verby 'n wingerd. En Jesus stop en sê, luister, ek dink het is belangrik dat ek net hierdie vir julle sê. Ek is die wingerdstok. Julle is die lote. Die lewe is in my. Wie in my bly, en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Ek het al baie gedink oor hierdie vers. Daar's baie dinge wat ons doen, sonder om aan Jesus te dink. Jy kan ons goed, jy het vanoggend jou tande geborsel, en jy het glad nie aan Jesus gedink nie. Maar sien, hy kyk na geestelike lewe. Hy sê, luister, as jy nie in my is nie, as jy nie in afhanklikheid van my bly nie, maak nie saak hoe gemaklik jou lewe is nie, maak nie saak hoe alles perfek werk nie. Op die einde is daar niks in die geestelike wêreld wat jy kan wys, wat ewigheidswaarde het, want jy is sonder my. So vanoggend wil ek vir jou die vraag vra, wat is dit wat die Gees vir jou wys? Waar bly hy sy vinger? Moenie weggaan en dit ignoreer. Die beste ding wat jy kan doen nou, is om die deur oop te maak. Sê, Here, okay, ek nooi in. Ek gee oor. U is in beheer. U sê wat is. U is die Amen, U is die ware getuie. En ons gaan afsluit met hierdie lied, I Surrender. En dit is 'n bekende lied. Mense is lief om hierdie lied te sing. Het is maklik om die woorde te sing. Het is moeiliker om dit te doen. Maar miskien moet jy hierdie oomblik gebruik. En as die Here iets op jou hart druk om te sê, okay, Here, I surrender all. With every breath and all that I am, I want to love you as long as I live. With every step and every plan, with everything that's in my heart, I want to serve you as long as I live. All my life, all my needs, all my ways, all my deeds. I want to follow you every day. So kom ons staan en dan gaan ek vir ons bid. En dan gaan ons hierdie sing. Ja, Here, U weet. U ken elkeen se storie.
U weet hoe U moet klop vir ons om te hoor. U weet aan watter area U vinger druk in ons lewens. U weet wat is die dinge wat ons bedink, U weet wat is die dinge wat ons beplan. U is die waarheid. En dit wat U wys, is waar. En ek bid in hierdie oomblik, Here, dat ons 'n gees van nederigheid sal hê, en nie sal stry, en sal backpedal nie, maar dat ons sal hoor en sal sien, dit wat U vir ons wys. En dat ons in nederigheid sal sê, Here, ek lê dit neer, ek gee oor, U is in beheer, ek is nie, U is Here, en ek is nie, U is die leier, ek is nie. Dankie dat U ons lief het, en dat U vir ons dinge sal uitwys, en ek bid, Here, dat ons mense sal wees, wat bruikbaar is vir U koninkryk, dat ons sal getuig, dat ons sal leef, dat ons sal wees, die boodskappers wat U wil hê ons moet wees vir hierdie wêreld, sodat ons bruikbaar sal wees, en dat ons hoop sal bring, en genesing sal bring, en lewe sal bring, omdat ons in U is, en omdat in U daar hoop is, en in U daar lewe is, en in U daar genesing is. Kom help ons, Here, in Jesus naam. Amen.